sê, what a mighty God we serve. Ons dien nie sommer enige God nie. Ons dien 'n allerheiligste God. 'n God wat omgee, maar ook 'n God wat 'n Vader is, wat 'n Vaderhart het. Wat nie wegstaan van ons af nie, maar wat na ons kom toe. Na ons toe kom. Waarom? Omdat hy ons lief het. Hoekom? Omdat hy vir ons omgee. Waarom? Omdat sy Seun Jesus Christus aan die kruis van Golgotha met sy lewe betaal het. Halleluja! Gee nie vir my ander klap, ek kom nie vir hom ander klap. Heilige vriende, amen. Prys die naam van die Here. Kom ons neem ons sitplekke en loof die Here. Daai net so sommer in jou sitplek en sê, man, dit was nou great gewees. Halleluja. En die jong mense praat so Engels en Afrikaans in mekaar. Dit was een great gewees, dit was een lekker gewees. Amen. Prys die Here, dat is niks so lekker, soos om Here te dien nie. Is dit nie waar? Sê vir my, dat is niks so lekker om die Here te dien nie. As jy nie wat sê, dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker. Rekker ons so uit, nee. Dit is so lekker om die Here. Waarom is het lekker om die Here te dien? Het jy ooit gevra? Ons sing baie keer net goed oor singers. Maar ek vra altyd, wat is die diepte daar? Wat wil God vir ons sê daarteen? Want ek glo elke lied sê iets, elke lied spreek tot jou hart. Amen. Loof die Here. Kyk sommige mense sê, hey, dis net dat hierdie lees en plekke vol word. Kyk die sommige. En dan, weet wat? Jy moet leer om die sin plekke te praat. Luister wat ek vir jy sê. Wat ek vir jy sê. Amen. Ja, ons sê dit nie, want ons kyk maar net so sê, is alright. Miskien volgende jaar of die jaar daarop, dalk die jaar daarna, dalk 2030. Dalk het die Here ons al gemaak. Die wil ek sê, dalk het die Here ons al gemaak. Prys die Here. Daar's tyd in Frans. Daar's tyd. Amen. Loof die Here. Voorreg vir my, dankie vanmôre vir die vertroue wat jy my stel om die woord van die Here te bedien. En ek het altyd beginsel en dit is dat 'n huis is altyd 'n pad iewers heen. As daar nie 'n leier is nie, weet die huis nie waartoe hy gaan nie. Het jy geweet, dit is so. Hy weet nie waartoe hy gaan nie. Dit is waar verwarring aan kom. Wanneer daar verwarring is, dan neem ons verkeerde besluite. Maar daar nie doelgerigte leierskap is nie, neem ons verkeerde besluite. En soms is dit nie pastore nie. Soms is dit ons as mense. Wat is môre ek sê? Soms is ons as mense. Daarom wil ek vanmôre met jy praat oor emosionele besluite en rasionele besluite versus geloof of teenoor geloof. Emosionele en rasionele besluite. Hoe bring ek dit saam met geloof? En ek het saam met blaai in die Bybel na Exodus 14. Exodus 14. Net gaan ons vra dat jy saam met preek. Weet jy wat ek bedoel, as jy preek saam met my? As jy saam met preek, jy stem saam oor 'n ding, dan sê jy amen. En as jy sê, jy stem nie saam met, sê jy eila. Nee. Weet jy wat, jy moet Psalm 2 gaan lees. Ek hou altyd vir Psalm 2. Die Bybel sê dat God sit en lag vir die nasies. Ek hou daarvan sê ek, is my so my in God tussen die hemel. Baie mense so ernstig, ons nou die kerke. Ons nou ernstig raak. Maar weet jy wat, ek verstaan vanmôre vir man, die Bybel sê dat net 'n halfuur stop in die hemel wees. Dis al. Verder van ons hom aanbid. En ek is so bly, die Bybel sê Jesus het vir ons 'n plek berei. Hy werk. So ons het ook werk. Amen. Prys die naam van die Here. Exodus 14, en ek ken dat die hele
waarheid. Ek hou nooit daarvan om te sê, dit is 'n verhaal of 'n waarheid of 'n storie. Dis nie 'n storie nie, dis die waarheid. Jy ken die waarheid. Die Bybel sê die waarheid sal jou vrymaak. Amen. Die waarheid sal jou vrymaak. Nie leeu's nie. Die waarheid sal jou vrymaak. Nou, Eksodus 14, net so 'n bietjie terug te gaan. Jy ken die geskiedenis van die volk wat in Egipte was, wat onder slawerny was. Jy ken dit. En later aan, wanneer jy in slawerny is, dan begin jy maar te aanvaar, ek moet so lewe, ek moet so bly, die omstandighede moet maar so wees. Die probleem is, ons aanvaar dinge in die lewe, wat God nie vir ons bedoel het nie, maar omdat ons iewers moed opgegee. Iewers het ons gevoel, Here, it's not worth it. Iewers het ons gevoel, ons kan nie meer nie. Miskien wil ek hierdie tyd ophou, nee. Anders is hier nie eers hierdie pastoor. Maak dit graag, hoor. Dan kom ons op 'n plek waar ons sê, ek kan nie. Hoeveel keer in jou lewe luister jy na die woorde van mense en jy glo die negatiewe woorde van mense? Hoeveel keer in jou lewe? Nou Eksodus 14, na al die plaasgevind het, en alles gebeur, kom God op 'n punt, nie die mens nie, maar God kom op 'n punt waar hy sê, tot hier toe, nie verder. Draai jy na die langs jou en sê, vanmôre tot hier toe, en nie verder nie. Met alle woorde, jy maak vanmôre 'n goddelike besluit om te sê, tot hier toe, en nie verder nie. Dis so maklik om te sê, ons los dit alleen, maar om vanmôre op te staan en te sê, tot hier toe, en nie verder nie. Dit gaan nie langer so aangaan nie. Maar die probleem vanmôre is ons kyk te maklik rond en ons luister na mense na wie ons nie moet luister nie. En ons glo mense wat ons nie moet glo nie. En dan kom jou brein nog ook tussenin wat rasioneel is en rasioneel dink en dan die omstandighede kyk of jy sê, is jy van jou sinne beroof? Hoe kan dit wees? Dit kan nie wees nie. Was jy nog nooit daar nie? Ek was al baie daar. Ek het 'n boekie, 'n pen en papier kan nooit lieg nie. Ek het 'n boekie, vra my vrou, ek skryf alles daar neer. En wanneer ek begin twyfel, gaan ek terug so toe, dan gaan lees ek wat ek self geskryf het. Ek skryf hom al van 1994 af. Skryf hom. So boekie, my ou tronkboekie, wat ek sal my dra, toe ek nog 'n bewaarder was. Frans, jy weet, die boek is nie voor die tralies nie. Ag nee, agter die tralies, voor die tralies. Maar die probleem vanmôre, kerk van die Here, hoor vanmôre, ons glo nie God kan ons verder vat nie, want ons kyk net na dit wat nou daar is. Dit is waarom ons 'n besluit in ons lewe moet neem om te sê, tot hier toe en nie verder nie. En God het daai besluit gemaak vir sy volk. God het daai besluit gemaak vir sy kinders, omdat hy hulle liefhet en vanmôre is u en ek sy kind en God het daardie besluit gemaak deur Jesus Christus wat hy gestuur het en gesê tot hier toe en nie verder nie. Halleluja! Tot hier toe en nie verder nie. Dalk sit jy vanmôre in omstandighede of in jou lewe, maar jy sien, jy moet daai besluit maak. Iemand anders nie, jy moet daai besluit maak. Nou kom en hy sê daar, want hoof God, die smôre is so aan die atmosfeer. Die smôre is so 'n teenwoordigheid van die Here. It's new beginnings. Dis 'n nuwe begin. Kan jy nou as jy van is tyd vir 'n nuwe begin. Die ou dinge is verby. God het nie eens meer daar nie. Waarom wil jy daar nou? Vergeet dit. Dat jy daar 'n graf op moet dit nie gaan uithaal nie. Dis begrawe. Die Bybel sê God dink nie eens weer daar nie. Waarom dink ons van nie goed? Eksodus 14. Nou sê daar,
En ek gaan net so hier en daar raak, dan wil ek by die kernverse uitkom. Nou het hulle ons begin trek, nee, die volk. Moses het hulle ons uitgelei. Nou het hulle begin trek. En hulle glo Moses, en hulle glo God. Hulle glo, leef vanmorgen iets verstaan, hulle glo, dit is tyd om onder die slavernij uit te kom. Hulle glo dit, want hulle het die wonderwerke gesien. Hulle het gesien wat gebeur. Voor hulle oë het dit plaasgevind. Nou is hulle op pad besig om te trek. Want jy sien, daar kom 'n tyd in die ons lewe, wat God vir jou sê, dis nou tyd om klaar te maak met gister en eergister. Is nou tyd om onder die slavernij uit te kom. Dis tyd om onder die verdrukking uit te kom. Is tyd om onder die omstandighede uit te kom. Hoor vanmorgen, dis tyd om klaar te maak daarmee. Halleluja, groei dit vanmorgen. Wil jy bly waar jy is, of wil jy vanmorgen besluit maak om te sê, Here, dinge draai hier. Dit draai hier. Vers 3. Exodus 14, vers 3, hy sê daar sal Farao van die kinders van Israel sê, hulle is verdwaal in die land, die woestyn het hulle ingesluit. En ek sal Farao se hart verhard. Jy moet luister, wie praat hier? Dis God wat hier praat. Dis God wat hier praat. En hy sê, ek sal Farao se hart verhard. Moenie, hoor vanmorgen, moenie mense wat jou seer gemaak of iets in jou gedoen het, los het. Want dit is wat die Bybel vanmorgen hier sê. God sê, ek sal hulle hart waar leeuw kom, dat hulle aanhou om na goed te doen, want iewers kom by die goed, hulle in hulle eie hart stem. Jy moet nie met God speel nie. Veral met Godse mense nie. En die kerk van die Here bly die kerk van die Here. En hy sê daar, hy sê die volgende, hy sê, en ek wil my aan Farao en sy hele leermag verheerlik. Nie die mens die God. God sê so, ek wil my aan Farao en sy hele leer wil ek my verheerlik. God sê, ek wil my naam, ek wil hom wys. God sê, ek wil hom wys wie ek is. Die probleem is, ons kan nie meer opstaan vir die Here nie, want die probleem is my omstandighede maak my emosioneel. En ons gaan nou kyk hoekom en waarom. Ons spring dan na vers 6 toe. Daarom is sy strijdwaal ingespan is Farao, en sy manskappe saam met hom geneem. En hy het 600 uitgesoek. Die strijdwaans geneem en al die ander strijdwaans van Egypte en die beste versmanne op elkeen daarvan. Wanneer jy met die wêreldse oogpunt kyk, dan kyk jy altyd en jy sien, hoor jy so, hierdie ou het die beste. Hierdie ou het die, kyk, jy kan nie beter kry nie. Waarom maak die beste by mekaar in Egypte? Dat kan nie beter wees nie. Maar die probleem is, wat hy nie besef het nie, dis God wat al reeds sy hart verhard het. Moenie dat jou hart verhard word nie, want wanneer jou hart verhard word, dan begin jy emosioneel en rasioneel te raak. En jy neem besluite wat jou op die langtermyn 'n baie die prys gaan kos. Nou is die korttermyn en die kortuitwerking daarvan. Ek gaan kry wat ek soek. Ek gaan dit kry, maar op die langtermyn gaan dit jou baie die prys kos. En Farao het nie daarmee rekenskap gehou nie. Prys die Here. Maar
praktische salwing van God. God wil vanmôre julle en mense se lewens reën. God wil vanmôre jou losmaak en jou vrymaak. Draai na die Here langs jou sê, hey, ek is gesalfde van die Here. Draai na die Here langs jou. Ek glo dit met my hele hart. Dis gesalfde van die Here. Vers 9. En die Egiptenaars het hulle agtervolg. Al Farao se perde en strijdwagens, sy ruiters en sy leermag, en hulle uitgehaal terwyl hulle in die laar gestaan het by die see, Pegoreel, voor Baal-Seol. Toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op, en kyk, daar trek die Egiptenaars agter hulle aan. En hulle het baie bang geword. Hoor nou mooi. Daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep. Vrees dryf jou. En hier kom die kinders van Israel en hulle roep na God. En dan gebeur daar iets. Dan gebeur daar iets. Die Bybel sê daar, vers 11, terwyl hulle na die Here roep, terwyl hulle die vrees in hulle harte lê, kyk hulle sien dit, hulle sê, hey, ons kan nie vir onsself lieg nie, ons sien hoe kom Farao, ons sien die stof, ons sien die strijdwagens, ons sien hoe kom in die oorlogs, manne van hom aan, en hulle roep tot die Here. En terwyl hulle roep, dat sak hulle weer oor, hulle kyk so, en kyk wat gebeur. En hulle het vir Moses gesê, het u, omdat daar in Egipteland geen grafte is nie, ons saamgeneem om ons in die woestyn te sterwe. Wat het u ons nou aangedoen, dat u ons uit Egipteland uitgelei? Waar is die beloftes? Hulle het nou net tot God geroep, omdat hulle nog geglo het, die wonderwerke gesien het, en die belofte onthou het, dat hy hulle gelei trek. Maar hoe nader die omstandighede kom, hoe nader die vyand kom, hoe groter hy die vrees begin word, en vrees, dat jy begin emosioneel optree, en vrees vat jou terug na jou siek omstandighede waarin jy gelê het. Want hoor wat sê hulle vir Moses, dit is emosioneel. Emosioneel tree mens so op. Die emosie, vrees laat emosie uit jou uitkom. Dit is wat vrees doen. Vrees wat jy altyd terug na die lewe doen. Dis wat vrees doen. Emosie, luister vanmôre. Emosionele besluite hou net korttermyn lank. Emosionele besluite kos jou 'n duur prys in die lewe. Dit is waarom mense baie keer emosionele besluite maak. Vinnig besluit as jy wys. As jy wys. Jy weet nie wat jy nou doen nie. Wat doen ek? Ek vrees. Ek dink, genade, wat gaan nou gebeur? Dus vrees het hulle inboesem. Maar om te staan en sê, hey, ek gee nie om wie jy is nie, maar ek is 'n kind van die Here. Ek weet wie die Here is. Die plan en God se woord, nie in jou vrees nie. So ek gaan nie toelaat dat jou vrees my toelaat om emosionele besluite te neem. Want emosionele besluite het repercussies wat jou dier bestaan kom in die lewe. Ek sien baie mense wie so kontrakte kon leer, wanneer kyk as ek liewe Here, daar's geen wetgewing in die kontrak nie. Blikskommel, hoe kan dit so wees? Dis die mense, hierdie pastoor vroeg op die kansel,
Weet jy wat is blikskorrel? Dis 'n blik wat 'n skorrel is. Dis blikskorrel, dis nie 'n vloekwoord nie. Maar kyk ek nou die kontrak, sê my nuwe man, hoe kan jy dit doen? Sê ons word bedreig. Sê met die God geweld nie. Wat moet hom checken? Emotioneel. Ek moet dit, ek moet die, ek moet daar. Emotionele besluite. Weet jy hoeveel mense sit vandag al en sit as gevolg van emosionele besluite. Emosionele besluite is altyd kort termyn. Jou emosie kan jy nooit vertrou nie. Weet jy waarom sê so? Het jy al gesien? Ek sê baie keer vir mense, klim nou op in die bed uit. Jy staan op en sê, ek het vanmorgen verkeerde voet in die bed uitgeklap. So op 'n son vanmorgen, ek sê vir Godsnaam, gaan klim terug in die bed, en klim jy so met al twee voet uit die bed uit, dat jy nie regte voet in die bed uitkom. Sal hy verkeerde voet terug in die bed uit. Maar jy sien ons glo, jy sien net wat mense praat. Hey, stop vir my verkeerde voet in die bed uitkom, ek sê sommer reg en wel klim terug in die bed. Gaan kry, wat dit is, wat dit boesem vrees by ons. Pas op vir my, kom dit veel pas op. Respek werk hiervoor. Die kry jy van nie. En respek kom van weerskant af. Dit kom nie van een kant af nie. So moet my nie dreig nie. Dat ons respek vir mekaar het. Want somewhere along the line, is reg, ek kan my nou dreig, maar somewhere along the line, gaan jy die prys betaal. Die prys betaal. As ek net kan vertel, van, ek praat in my boek daarvan nie, maar van die saak wat ek gehad het, van die advokaat wat ek om baie slim gehad. Ek het hier allemaal goed self, ek was nooit my hele bestaan betrokken die hele advokaat, ek het hier allemaal goed self. Weet jy wat gebeur? Hy is een dag lang kan nie eens meer op die rol nie. Want jy sien ek nie rekenskap gehou met wie hy dit doen nie. Net ek op die spoor dit is nie. Maar nie my koos, nie my Pietie, nie my Jannie, nie my sommer net wat die wil, ek sê vir al die titel nie. Maar ek weet wie ek in die Here is. Halleluja! Vrees! Dat jy sê, kyk waar het jy my nou? Vrees sê, kyk nou die omstandighede. Vrees sê, waarom het jy ons nie wat gelos? Dat ons kan bly waar ons is nie. Vrees sê, ek het geen toekoms nie. Vrees sê, vat my terug na die verlede toe. Vrees sê, vat my terug na my ou omstandighede toe. Dis wat vrees sê. Emosioneel. En hoeveel keer doen ons dit nie? Hoeveel keer hoor ek dat mense sê, nee, ek is spyt oor dit, ek is spyt oor dit, ek was nooit daai besluit geneem. Hoeveel keer in my lewe hoor ek dit nie? Emosionele besluite. Jy maak nooit emosionele besluite. As jy nie kan nie sê, ek gee my kans, ek gaan bidde oor, maar ek kom terug. Ek neem nie net 'n besluit om 'n besluit te neem nie, want dit kan gevolge hê. Emosionele besluite het langtermyn negatiewe gevolge. Dis emosionele besluite. Luister nou hierso, kom verder gaan. Hulle, nou pak, dis was as jy emosioneel maak, dan pak jy die skuld ons altyd op iemand anders. Ja, dis jy, ja, dis jou skuld, ja, so, ja, die, ja. Wie kom die hele volk? Nie die hele volk, 'n paar miljoen van hulle. Staan daar en sê vir Moses, jy en God is eintlik die oorsaak. Kyk waar sit ons. Maar hulle vergeet, sien, emosioneel, vergeet hulle God se beloftes. En hulle vergeet wat gebeur. Dis wat emosie doen. Dis wat emosie doen. Emosie dat jy nooit onthou wat staan in God se woord. Emosie dat jy nie onthou wat God vir jou gister en eergister gedoen het nie. Want die uitdaging raak groter. Voor hulle is die see. Agter hulle, hier kom die vyand. Waar toe gaan ons? Waar toe gaan ons? Het jy ooit so in jou lewe gevoel? Dat jy voel, Here, dit voel vir ek kan nie links nie, ek kan nie regs nie. Voor my voel het vir my, ek is teen 'n muur. En dit het vir jou gevoel baie keer die bid, maar dit voel vir jou bid teen die dak vas. En dit het al vir jou so gevoel of jou gebed raak nie krag nie. Agter is dit mense se woorde wat so in jou hart, dit voel
die stukke so uitwaai, jy weet nie meer waar nie, jy weet nie meer wat om te maak nie. Hey, dis daar, wanneer jy moet vasstaan en geanker wees in die woord van die Here. Halleluja, kan ons God lof en verheer. Prys sy naam, loof die naam van die Here. Hy sê, is dit nie die woord wat aan ons in Egipte gesê het nie, laat ons weet, en dit is ook mooi. Hulle kom al na Moses toe en sê, het ons het nie gesê in Egipte nie, hoor die so, los ons uit. Los ons net asseblief uit, ons sal onder hierdie slavernij bly. Ons is happy daarmee. Die probleem in mense se lewens is, ons aanvaar dit moet so bly. Ons aanvaar dit moet so wees. Moses, hoe kom jy sê daar gaan ons? Kyk nou. Dis my so maklik wat ons vergeet wat die Here vir ons gedoen het in die verlede. So maklik vergeet ons dit. Ek kan vanmôre vir hierdie kerk sê, Ebenezer. Hoor mooi vanmôre, Ebenezer. Tot hiertoe het die Here julle gebring en die Here sal julle deurvat. Halleluja! Loof die naam van die Here. Ek hoor spring op vers 13. Maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie. Hoor jy so, van alle kant af saam die goed jou. En dan kom ek wat dan sê vir jou, moet nie vrees nie. Ek sê, hoor jy, waar jou kop jou gerus? Sê dit vir my, want kyk na al die goed wat gebeur. Dit is die realiteit en dan skop jou brein in. En dit is rationeel. Dan kyk ons daarna en ons sê van hierdie ding, ons al beleed hierdie ding rationeel. Kom ons gee liewe oor, ons maak 'n rasionele besluit. Kom ons vergeet God en sy beloftes en sy woord en alles, want rasioneel is dit wat ek nou sien, wat hier gebeur, dis nou voor my. Nou sal nie meer tyd, dit gaan nie oor 'n emosionele besluit nie, dit gaan om 'n rasionele besluit te neem, is 'n besluit wat ek sit en ek ontleed die situasie voor my, ek kyk daarna en ek maak 'n rasionele besluit, wat 'n rasionele besluit beteken, ek het die situasie ontleed, ek het tot 'n besluit gekom en die besluit is, ons gee oor. Dis 'n rasionele besluit. Want jy sien 'n rasionele besluit het nêrens geloof in nie. 'n emosionele besluit het ook nie geloof in nie. Maar dis God se woord wat binne in jou lewe. Ek praat van die reëlwoord, nie die roosboswoord nie, die woord wat lewendig in jou hart kom word. Die woord wat sê, geanker, geplant, soos 'n rot, wat ons vanmôre gesing het. Wat ons vanmôre bely het in ons sange aan God, waar ons sy naam opgerig het. Wees nie bevrees nie. Jy verstaan, ek sal bykie die ou kant, geen om, ek soek in die ou kant. Maar watch my, ek sal dit vir die jongen, hou my dop. Hou my dop. Het jy gegeet Smith Wigglesworth? Sy bediening, ek het dit al gesê, ek sê net, ek is op 62 begin. Ja, ek is al so'n bykie voorbij daar. Maar ek maak die saak, hou my dop. Op 62 het sy bediening begin. Mense wil op 62 aftree, God sê op 62 moet jy aantree. Halleluja! Op 62 moet jy aantree, nie aftree nie, aantree. Jy tree nooit af op God se werk nie. There is not a 9-to-5 job in God se werk nie. Wanneer jy vir God se werk geroep is 'n 24/7. Ek sien nêrens dat Jesus gesê is nou 5 uur, luister hierso, is look of time. Church why? Hoor hierso, daai probleme waarmee jy sit, in die nag het jy my nodig. Bel my môreoggend 8 uur as die kantoor oopmaak, hoor, dan sal ek beskikbaar wees. Dit is nie goddelik en woord nie.
Dit is 'n mensgemaakte westerse instelling. Dis nie 'n goddelike instelling nie. Dit is 'n menslike instelling. Ons wil nie oor hierdie goed praat nie, want ons wil die kerk nie die waarheid leer nie. Want ek is so bang, somebody's gonna take his money and he's gonna walk out the door. Is dit nie die waarheid nie? Ek wil ook verkeerd mense sê, o Here, hy weet nie sy geld vat en loop met ons in die moeilikheid. Weet wat? God stuur net iemand beter. Hoor vanmorgen, God bestraf hulle van die geld nie. God het vanmorgen, jy moet om net dien, hy sal voorsien. Hy sal onderneem, hy doen dit op maniere wat ons nie verstaan nie, maar hy bly God. En wanneer ons goed probeer uitwerk op ons manier, dan wil ons God speel in die plekke. Moses sê, hey! Wees nie bevrees nie. Kyk dan nie langs jou vrou vanmorgen, waarvoor vrees jy? Kyk dan, waarvoor vrees jy? Waarvoor vrees jy? Waarvoor vrees jy? Ek vrees niks nie. Ek vrees niemand. Al wie ek vrees God. Halleluja, vrees God. Maar die probleem is, ons glo het nie leer. Moses sê, hey, moenie vrees nie. Moenie vrees nie. Wat gebeur nou? Wat gebeur nou? Moses se geloofskoppe, wat jy sien 'n leier gaan nooit toelaat dat mense se geloof ten gronde gaan nie. 'n leier, 'n ware leier, gaan nie toelaat dat emosie tussen hulle en God se beloftes kom nie. 'n leier gaan nie toelaat dat rasionele besluite, wanneer jy kyk daarna sê, dit is hoe ons het gelyk en nee nie. Maar 'n ware leier sê, kom ons gaan God glo en sy woord en ons gaan hom vertrou. Kan ons God lof op vergee. Halleluja. Prys die naam van die Here. Kom aan, kerk. Hy is nog waardig. Prys die Here. Hy sê, moenie vrees, maar moenie bang wees nie. Staan vas. Nie val rond en hardloop rond nie. Staan vas. Daai woord oorspronklik beteken geanker. Weet jy wat se anker? Weet jy as jy in 'n boot as hy kom, dan gooi hy daai anker. Want hy nie kan beweeg nie. Staan geanker, staan vas, onbeweeglik, onwrikbaar. Moenie kyk na die omstandighede nie. Moenie opkyk nie, maar kyk op. Weet jy wat er lewe het gebeur? Een lewe het door die kerk gebeur. Weet het gebeur? Ek kan maar gaan kyk, een lewe het door die kerk gebeur. Een lewe het altyd by die kerk gebeur, van mense, soos hier doodgewone mense, gaan en met ander mense met die woord van die Here neem. Op die strate, by die werksplekke, waar jy ook al is. Net met hulle deel. En dan sien jy, wauw, volgende sondag sê jy, wauw, daar sê ons daar, wauw. En dan kom sê, hoor, die speels om op die stel. Jy maak nooit die kerk groter nie. Jy bou ook nie aan die kerk. Sê vir mense, dit is nonsens. As daar 3000 is, dan hou jy 10 dienste op 'n Sondag. Waarom wil jy 'n groter kerk bou? Hou jy daar 10 dienste of sit speakers buitekant en sit stoele na neer? Want ons gaan altyd groter en groter. God weer een loop hulle, dan moet ons busse kry om hulle aanry en hulle te gaan haal en hulle te soek en hulle te krap en hulle moet kospakkies te lok en ek weet nie wat alles nie. Dit werk nie so nie. Ek sien jy kyk my vanmorgen met ander oor. Maar ek kyk vanmorgen met die na God se oor. Compassion in my heart. Compassion. Hy sê, jy is nie bevrees, jy stel vas en dan stil. Maar ek hou daarvan, jy stel vas en dan stil. En stil. Halleluja. Ek is so, ek is goeie plek vir jou.
staan vas in 'n storie verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Is nog nie daar, dit moet nog kom. Is nog nie daar, ek sien dit nog nie. Moses spreek in geloof. Waarom? Want hy glo God in sy woord. Hy onthou die wonderwerke. Hy onthou die voorsiening, het al gesien. Hoe dit uit die hemel uit, die manna en die kwartels, hoe dit voorsien is. Hy onthou, hy sien al die goed, maar dit is so moeilik as dit so vinnig vergeet. Hy onthou al die goed, en hy sê, kyk, wat gaan die Here doen? Nie ek nie 'n mens nie, maar God werk deur 'n mens. En wil hê moet dit vandag verstaan. God gebruik doodgewone mense en hy werk deur mense. Moses het nie 'n graad gehad nie. Al wat hy gehad het, hy het God gehad. Moses het nie ondervinding gehad van hoe om 'n gemeente te lei nie. Al wat hy gehad het, hy het God gehad en God het hom geleer hoe om die volk te lei. Halleluja! Prys die naam van die Here. Die Here, hy is genoeg, maar hy is hy verkies. Is jou aanskou wat hy vandag julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle, luister vanmôre, net jou gees insit, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. O, prys die Here! Halleluja! Hy sê, Moses sê, hey, soos julle hierdie Egiptenaar, hierdie omstandighede, dit wat hy jou dwaad kom, soos wat jy vandag sien, omdat jy God glo, omdat my oë op God gerig is, sal jy dit nooit weer in jou lewe sien, soos wat jy dit vandag tot in ewigheid, sal jy dit nooit weer sien, soos wat jy dit vandag sien. Waarom? Want wanneer God intree, doen hy 'n behoorlike werk. Wanneer God intree, speel hy nie. God gee mense 'n kans. Ek sê altyd, pas op dat die genade van die Here nie oor jou uitdaglik nie. Genade tyd is elke dag. Die woord genade beteken eintlik die kans wat God jou vandag gee, want jy weet nie gaan jy môre weer 'n kans kry nie. Dis wat die woord genade beteken. Vandag, nie môre nie, vandag. Vandag. Hy sê, sal het nooit wees nie. Ek wil hê vanmôre, na jou omstandighede, jou situasie, jou probleem, moet jy kyk en sê probleem, situasie, omstandigheid, maak jy vanmôre saam, wat het is nie, sê vanmôre van hoor nie, luister nie so, ek wil vanmôre vir jou sê, ek gaan jou nooit weer sien, soos wat ek jou gesien het, tot my ewigheid nie, want ek weet, God gaan vanmôre, tegen verander, God gaan vanmôre 'n wonder werk. Gloei dit. Ek glo my julle, anders sou ek hier gestaan het nie. Ek glo my julle wese. Halleluja. Loof die naam van die Here. Waar sê hy sê daar, die Here sal vir julle stry. Maar mooi, en julle moet net stil wees. Wat wil ek sê? Luister vanmôre, dink nie God ken in jou hart nie. Die Bybel sê vanmôre, God is die kenner van die hart. Hy sê, julle moet net stil. Julle moet nie verstaan nie. Julle jy verstaan. Jy verstaan nie. Ek wil vir sê, God verstaan al goed. Maar hy doen dit op sy manier. Jy verstaan nie. Hoeveel keer in my lewe het ek al gehoor, het jy al nie lewe so gebid? Ek het al. Sê jy verstaan nie. Kyk wat gebeur hier so. Here, wat sê jy daar? Here, wees stil en weet, ek is die Here, jou God. Ek sal die stryd vir jou stryd. Ek sal die onmoontlike moontlik maak. Ek sal jou voorsiening wees. Ek sal jou genees.
wees. Ek sal jou omstandighede verander. Ek sal jou dra. Ek sal jou lei. Ek sal jou voetstappe reg. Ek sal vir jou doen wat geen mens vir jou kan doen nie. Wees jy net stil. Draai nie langs jy, sê vir hou klaar, wees nie stil in het hart. Hou klaar, hou klaar. Hou klaar, ons is toch gerecht met klaar, nee. Is dit nie waarheid nie? Skaal. Ek sluit af, kyk, ek moes wel aanloop. Ek sal vir julle stryd en nie stil wees. Toe vra die Here vir Moses, wat roep jy na my? Moses, wees stil, ek is 'n beheer. Het dit vir jou gevoel baie keer, God is nie beheer van die situasie. Het dit vir jou so gevoel? Val wanneer dinge so nader aan jou te kom, en dit is amper so teen jou, en vir die Here is nie beheer nie. Hierdie ding begin my nou te beheer. Maar hy sien wat Moses nie doen, hy sit sy geloof in God se woorde. Sy geloof, luister vanmôre, Jesus is in Getsemane, en hy raak emosioneel, en hy sê, Vader, laat die beker by my verbygaan. Dis emosioneel. Emosioneel, laat die beker by my verbygaan. Die seun van God. Wat 'n beker? Wat 'n beker? Daai sonde van my en jou, dis die beker wat hy moes drink. Hy sê, ek kan nie. Hy sê, emosie. Hy sê, laat die beker by my verbygaan. Dit is wanneer 'n mens emosioneel raak. Rasioneel kyk Jesus self na die omstandighede. En hy sê, rasioneel sê hy kyk, en hy sien al die sonde van die ganse wêreld. En hy sê, dit is onmoontlik. Maar onmiddellik hoor wat sê hy, maar nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil, o Here, my God, U wil, deur die my woorde, U wil, o Here, nie my wil nie, my Vader, laat U wil in my lewe geskied. Wat hy vir my sê, 'n pa se hart is, dat sy kind moet wees soos wat het is, of sy pa se hart, dat het moet goed gaan met sy kind. Vraag vanmôre, hy is ons hemelse Vader, hy het 'n vaderhart, hy gee om vir my en vir jou. Miljoene Jode wat hy hanteer kry. Moses sê, staan net vas. Vanmôre vir sê, staan vas in die Here. Moenie emosioneel raak nie. Moenie kyk na die omstandighede en probeer uitredeneer nie. Maar laat jou geloof vanmôre soos 'n Moses van ouds inskop. Als is die Rooi See voor jou. En agter jou sien jy in die stol, wil ek jy vanmôre weet, wees stil, want God stryd die stryd vir jou. Die engele van God is daar om jou te beskerm, om jou te bewaar, om 'n laar om jou te trek. 'n Laar om jou te trek. En dat jy in die laar sal bly, en nie in die laar sal beweeg nie, want dis waar die beskerming van God lê, dat ek my geloof en die Here sal sit, dat ek nie emosioneel of rasioneel sal word nie, maar dat ek my geloofsvertroue en die Here sal sit en sê, Here, ek sien dit is daar, maar ek weet, daar is 'n God in die hemel, wat die onmoontlike kan moontlik maak, en die Here sê, staan vas, ek gaan vir julle wys vanmôre, ek wil jou vra, jy staan vanmôre vir jou eie Rooi See, niemand anders in jou eie Rooi See. En jy kyk na dit, en jy sê, dit is onmoontlik. Dit is onmoontlik. Dit kan nie wees nie. Agter jou, as
As jy sonder aan die kyk, dan sien jy net die stof in die liggaam, soos aan die woorde, en die aanslag, en die goed wat hulle teen jou beplan, hoe dit aankom na jou toe. Jy staan voor jou eie rooi see, want jy moet vanmorgen hoor wat ek sê. Emosioneel het jy daarna gekyk, rasioneel het jy daarna gekyk, maar jy staan vanmorgen voor jou eie rooi see, en God sê vanmorgen, al wat jy moet doen is, jy moet jou hand uitsteek. Waarom jy moet jou hand uitsteek? Jy moet jou hand na God toe uitsteek. Waarom? Want God gaan nie net die see vir jou oopmaak, dat jy op 2 droog grond kan deurtrek nie. God gaan vir jou die onmoontlike moontlik maak. Maar die vraag is vanmorgen, halleluja, kan jy glo vanmorgen? Hoe lyk jou rooi see vanmorgen? Wat is dit dan vanmorgen voor jou staan? Want jy sê, Here, ek weet nie hoe nie, maar ek weet nie weet hoe. Ek weet nie hoe gaan ek maak, Here, maar ek weet nie weet hoe. Kom ons staan vanmorgen, kom ons staan. Loof die naam van die Here, kom ons staan voor die Here vanmorgen. Hy ken jou hart vanmorgen. En jy weet, kan, ek sê altyd vanmorgen, jy weet dat jou omstandighede is. En met respect gesê, ons moet afhankelijk wees van God. En ons vertrouw moet op die Here wees, en God gebruik, God werk deur mense. Hy gebruik mense, dis kom die eendag is, want hy gebruik ons. Dis wat hy vermaakte met die jeug gebruik, op vrydag aand. Gebruik om met die jeug, daar struktuur in die kerk. En die raad is daarvoor verantwoordelik. Maar daar was struktuur is, daar sê jy God kry. Daar waar die struktuur is nie, daar gaan jy God nie kry nie. Want God is 'n God van orde. Daar waar orde is, sal altyd die Here kry. Daar waar orde is, sal God altyd onderneem. Daar waar orde is, hoef jy nie te smeek en te soek nie. Daar waar orde is, sal God die hemel oor jou oopmaak. Sal die Here jou seën, sal die Here vir jou gee, sal die Here vir jou doen wat geen mens jou kan doen nie. Maar jy staan vanmorgen voor die Here. En hoor vanmorgen wat ek vir jy sê. Daar is mense vanmorgen, die staan voor omstandighede in jou lewe. Daar is situasies in jou lewe. Wie was die grootste probleem? Wanneer dit goed nie na mense se sin uitwerk soos wat dit moet uitwerk nie, dan by hulle sommer die kerk uitwerk, maar wat hulle nie verstaan nie, hulle mis vanmorgen dit wat God vir hulle wil doen. Hulle mis vanmorgen die oorwinning en die deurbraak in hulle lewe. En hulle dink hulle gaan dit net daar kry, maar die Bybel sê, dit is waarom Paulus sê, moenie die onderlinge byeenkomste verwaarloos nie, daar's 'n rede waarom hy dit sê. Maar mag God vanmorgen getrou wees in sy woord vanmorgen, waar hy staan vanmorgen. Jy kyk na die omstandighede om jou. Jy kyk na die omstandighede langs jou. Voor jou is die rooi see, wat jou ander omstandighede is. En die rooi kan baie symboliseer, maar gaan nie vanmorgen daaroor uitbrei nie. Dit is waarom die rooi see genoem word, of die skelfsee, soos wat het bekend staan. Maar as jy vanmorgen voor het staan, daar is sekere goed in jou lewe, waarmee jy nog nie gedeel het nie. Sekere goed wat jy nog nie oorwinning gekry het nie. En jy weet vanmorgen, Here, dit kan nie langer so wees nie. Dit kan nie langer so aangaan nie. Dit kan nie dat ek vanmorgen hier stop. Wil ek vanmorgen vir jou sê, wees stil vanmorgen en weet, hy is die Here God. Wees stil vanmorgen en weet, hy is die Here God. Waarom? Ons staan vanmorgen. Waarom vra? Dat ons net moet staan. Iemand hier kan lang staan, die kan sit. Het gaan nie daaroor. Dit gaan net vanmorgen om te sê, Here, ek wil vanmorgen. Ek wil oorgee. Ek kan nie meer nie, want ek weet nie, want ek het nie 'n antwoord nie, maar ek weet God het, en God is, en God bly die antwoord. Net daar waar jy staan vanmorgen, gaan niemand uitroep nie. Net daar waar jy staan vanmorgen, God ken jou hart vanmorgen. God ken jou omstandighede. Hy ken dit vanmorgen. Wanneer jy vanmorgen op plek kom, waar jy jou oorgee, maar jy sê, Here, ek gaan jou glo. My rooi see vanmorgen, wil ek die God moet kloof, sodat ek op droog grond kan neerstaan. En as jy mooi gaan kyk, die Bybel sê die hele nag, en die wind gewaai, en die 2 walle, die water het geskei, dit is soos 2 mure gewees, en die grond was krink droog. Jy voel vanmorgen, jy sing weg
in jou omstandighede. Vul vanmôre vir jou die sin weg in jou probleme. Vul vanmôre vir jou die sin. Maar God sê vanmôre vir jou, hy lig jou op. En hy sit jou droog op. Sodat jy kan oortrek na die ander kant. En God sê vir Moses, toe almal deurgetrek, sê hy, stiek die hande in die water. Die Filistyne uitwis. Kan jy môre glo dat jou God die omstandighede so uitwis? Kerk, luister vanmôre, ek preek goed. Ek sê altyd, ek preek goed dat ek iets deels. Ek kom deur omstandighede, nie wat ek nie al genoem, nie. Maar kom hier so met de preek, om nog een preek te preek, maar kom vanmôre hier, dat God vir jou wat hulle wil gee. Dat God vir jou meer wil gee. En dalk is jou nacht die deurtrek, afhangende van wie God vertel kan dit 'n uur wees. Het kan 'n dag wees, het kan 2 dae wees, het kan 3 dae wees, het kan 'n week wees, het kan 'n maand wees. Die vraag is hoe vertrou jy hom? Hoe vertrou jy hom? Dat hierdie God die onmoedelike moontlik maak. Hy sien die dag deurstaan, hy sê, Here, ek stap na die rooisiekte, met my oë is op God gerig, die kloof in die water, en hy maak het oop. En hy stap neer. Luister nie, kerk, leef vanmôre en verstaan. Ek geniet dit vanmôre nie. Dit is vir ek so opgewonde my hart is, en baie keer so emosioneel raak. Weet jy waar, as jy mooi gaan kyk, ek sien, ek sê kerk, ek bring nooit, en hy wil bring nooit kerk uit, nee. Weet jy waar, weet ek uit, mense vlieg na al die groot stede, so al die groot kerke. Ek het hierdie boek gelees van die ou, 'n klein kerkie gehad, 'n klein dorpie. En hy sê, hy gaan, om dit te kry en sy terugkom, gaan daar herlewing wees. My vlieger is daar, ek kry niks en ek kom terug. En toe hy terugkom te sê, maar ek is net kar wat staan. En hy dog, wat gaan hier by? Toe hy weg is, om dit te gaan soek. En daai geneemde besluit, maar dit begin by ons. En ek leer dat het na Jorbe uitgebreek. Later aan dat mense van recht oor die wêreld ingevlieg, en daar klein dorpie, om te kon kyk wat doen God daar. Al wat ek wil sê is, haal jy oor af van dit wat jy op televisie sien. Haal jy oor af van dit wat jy op YouTube sien. En sit jy oor op God. Wanneer jy oor op God sit, dan gaan jy sien God maak jy onmoontlik en moontlik. Kom ons bid saam. Halleluja, loof die naam van die Here. Ons voel dat ons soms op die lig was, mag die Here hulle ryklik seën, loof die Here. Kom ons bid